Ons is besig met 'n reeks oor hoe om 'n hoë waarde persoon te wees en dit kom uit die boek van Spreuke hoofstuk 31 en Salomo skryf in vers 10: Wie sal 'n deegsame vrou vind? In die Engels sê 'n virtuous woman of 'n hoë waarde persoon, dis wat dit eintlik beteken, want haar waarde is ver bo korale. En ons het nou al ontdek dat dit nie eintlik net van 'n vrou praat nie, want daar is soveel waardeproposisies wat ons vind in Spreuke 31 wat van toepassing is op elkeen van ons. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil graag 'n hoë waarde persoon wees. Dat wanneer ek in 'n gesprek of 'n vertrek inloop, dat dit die waarde van daardie gesprek en daardie vertrek optel en nie afbreek nie. Party mense, as jy klaar met hulle gepraat het, dan voel jy sommer minder waardevol as jy met hulle gepraat het, as gevolg van hulle is negatief of krities en kan nie 'n goeie ding van iemand anders sê nie. Hulle breek mense af en dis nogal 'n teken van iemand wat 'n lae selfbeeld het, is hulle breek ander mense af. Maar iemand wat 'n goeie selfbeeld in die Here het, wat goed gegrond is in sy eie waarde, sien die waarde van mense raak en tel die waarde van mense op. En so ek weet nie van jou nie, maar ek beywer my daarna om 'n hoë waarde persoon te wees, om die waarde raak te sien van iemand, om die potensiaal raak te sien van iemand. Ek onthou as 'n jong pastoor in die bediening, was daar sekere gesiene manne van God gewees wat waarde in my raak gesit het en wat 'n kans met my gevat het en wat gesê het, "Jesus, ek sien hierdie vermoë in jou om die woord van God te kommunikeer, om te preek. Wil jy nie Sondag in my kerk preek nie?" Dan sit 'n 2000 'n sitplek auditorium, dan bewe my broek voordat ek moet preek, maar as daai nie daai geloof in my gehad het en baie keer as hulle so in jou glo, dan dink jy, "Jesus, as hierdie ou so in my glo, dan moet ek seker myself ook begin glo." Ek onthou Dr. William Woon van Maleisië was so, hy het my daai geleentheid gegee en toe ek my eerste boek skryf en ek gee dit vir hom, ek sê eers van ek is so half skaam om dit vir hom te gee, jy weet, wie's ek nog 'n snotkoppie wat om nou 'n boek te skryf en ek het dit vir hom gegee in die Engels wat ek geskryf het, daai tyd my grammar was terrible want ek was 'n boerseun gewees, maar hy het dit gevat en dit gelees en hy het teruggekom en gesê, "Jesus, maar jy's eintlik baie goed met hierdie ding." Hy het wel voorgestel dat ek die titel van my boek verander, het gesê wat jy skryf en wat die titel is nie dieselfde nie, so maak jou titel hierdie ding. Maar hy het sommer my eerste boek vir my gesponsor en geprint. En so dis die tipe persoon wat ek wil wees en ek hoop jy wil ook wees, daai persoon wat waarde raak sien in ander mense, want dis wat hierdie wêreld nodig het. God is 'n God van waarde. Hy's 'n God wat waarde imparteer. Nou as ek en jy 'n 10 of 100 rand noot vat, dan wil ek vir jou vra, wat is die verskil tussen 'n 100 rand en 'n stukkie klein papier waarop ons 'n blou buffel teken en 'n gesig van Madiba op die ander kant? Hoekom het 'n 100 rand se koopwaarde en 'n stukkie papier, hulle gaan jou eintlik in hegtenis neem as jy dit moet daarmee probeer koop? Wat is die verskil van tussen daai twee? Die noot, die actual banknoot, was daar waarde geïmparteer deur die Reservebank. Daar staan eintlik op, jy kan lees, 100 rand deur die Reservebank van Suid-Afrika gegee. So die gesagsfiguur in Suid-Afrika wat geldstelsel beheer, het waarde 100 rand se koopkrag in daardie papierstukkie geïnvesteer. En daarom kan ons 100 rand se koopwaarde daarmee kry, wat nie baie is vandag meer nie, maar dit is 100 rand. Maar die gewone stukkie papier het nie daardie waarde wat geïmparteer is. En so daarom vir die Here hê, ons moet mense van hoë waarde wees, want God is 'n God van waarde. Hy is die finale gesagspersoon in hierdie hele heelal waarin ons leef, en hy imparteer waarde, en daarom is jou waarde en my waarde gelykstaande aan dit wat God aan ons geïnvesteer het. En toe hy jou gemaak het, soos wat daai papiernoot gedruk is, wat jy gemaak is, toe sit God sy stempel, sy vingerafdruk, sy handafdruk op jou, en hy sê, jy's geskep in my beeld en my gelykenis. En dis in Engels sê hulle, die baseline van ons waarde. Dis die grondslag van ons waarde, ons is geskep in sy beeld en sy gelykenis, en toe kom hy in die Nuwe Testament, en Jesus betaal die hoogste prys, die bloedprys vir jou en my. En hy sê, net om jou te wys hoe waardevol is, gaan ek jou weer loskoop uit die mag van sonde, met die hoogste moontlike prys, die mees kosbaarste prys, die bloed van die enigste gebore seun van God. Is dit nie kosbaar nie? Maar dan nooi hy ons uit en hy sê, ek gaan my gees in julle uitstort. Die derde ding wat hy doen is, ek gaan my gees in jou uitstort om vir jou gawes te gee, om jou waardeproposisie op hierdie aarde nog meer te maak.
sodat jy, waar ook al jy gaan, deur my bemagtig is, om waarde toe te voeg in elke gesprek en elke vertrek, waar jy gaan, om waardevol te wees, maar ek dink God roep ons tot meer as dit, en dit is om waarde in ander mense los te maak, om waarde raak te sien. Ons moet wees soos diamantmyners, nou ek weet die diamantindustrie in die Noord-Kaap spesifiek kry geweldig swaar, maar ek dink ons kan iets leer by diamantprospekteerding, en dit is om te soek vir waarde, want 'n diamantmyner, hy soek net daai klippe, net waar is die volgende plek waar ons die klippe gaan kry, het Piet, is dit nie so nie. En God wil hê in ons verhoudinge en in die gees moet ons so wees, ons moet waarde sien, ons moet waarde soek in mense, waar ook al ons gaan. So ek wil vandag met jou net 3 waardeproposisies deel, want ons het nie baie tyd nie, en ek wil jou aanmoedig om een van hulle te vat, en jou eie te maak, en toe te pas in jou lewe. Maar ek wil graag 3 met jou deel vandag, en maak 'n mental note by die een wat die meeste met jou praat. In vers 25 sê die skrywer, hy sê, sy het innerlike krag en waardigheid. Hierdie vrou van hoë waarde het innerlike krag, en dit pas nie net op vrouens van toe nie, veral op manne, eintlik wil ek sê meer op manne, want jy as pa is die primêre waardegewer in jou huis. Die nommer 1, of een van die nommer 1 funksies van jou en my as 'n pa, is om waarde te imparteer in ons kinders. Dit sê daar, sy het innerlike krag en waardigheid, sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Die rol van 'n pa en 'n ma, maar meer so nog 'n pa, is om kinders te validate, sê ons in Engels. Dis daar 'n woord in Afrikaans wat validate is, help my met dit. Te validate, bevestig, om hulle waarde te bevestig. Nou wat het gebeur toe Jesus gedoop is, toe Johannes die doper hom gedoop het, toe hy afgegaan het in die water, wat het gebeur toe hy opkom? Die hemele het oopgegaan, die Heilige Gees het uitgekom in die vorm van 'n duif, en toe hoor almal wat daar staan, Vader God se stem, en hy sê, hierdie is my geliefde seun, en ek is trots op hom, ek het 'n welbehae. En daai is woorde van bevestiging, woorde van validation. En miskien het jy as pa nie so groot geword nie, miskien het jou pa jou nooit bevestig nie, miskien het jou pa nooit daardie woorde van bevestiging gespreek nie, want ons het groot geword in 'n wêreld waar ons geleer het dat cowboys don't cry. Manne moet nou nie sê hulle is lief vir mekaar en ek waardeer jou, sulke goedjies is die vrouens se werk, maar die manne doen nie dit nie, maar ek wil jou aanmoedig as 'n man maak, jy kan 'n harde man wees, maar jy het 'n sagte hart vir die Here. Jy het 'n sagte hart in jou kinders, want as jy en ek nie gaan waarde imparteer in ons kinders nie, as ons nie vir ons kinders gaan sê wat ons glo hulle waarde is nie, dan gaan die duiwel in hulle oor begin fluister, allerhande leuns. En ek vind dit so interessant dat net nadat Vader God die waarde in Jesus geïmparteer het, toe word hy deur die Gees gelei in die woestyn waar hy toe versoek is deur die duiwel. Maar hy kon daardie versoeking weerstaan, want iemand het sy waarde vasgemaak. 'n Vader, sy vader het sy waarde vasgemaak. Daar is versoekings wat jou kinders nie sal kan weerstaan as jy nie die waarde in hulle bevestig nie. There is temptations that our children will not be able to overcome unless we as fathers and grandfathers validate our children and validate our grandchildren. En as jy dalk dit nie gemaak het met jou eie kinders nie, as hulle volwasse is nooit te laat nie. Dis nooit te laat om na jou volwasse seun toe te gaan of dogter en te sê ek is trots op jou my seun. Ek weet ek was nie die perfekte pa nie, ek weet ek was dalk nie altyd daar nie, ek weet ek het nie altyd die vermoë gehad om te kommunikeer dat ek lief is vir jou nie. Dat ek trots is op jou nie, maar ek wil vandag sê vir jou ek is trots op jou. Of as jy klein kinders het, miskien is dit jou rol as 'n oupa om daardie waarde te imparteer. Ek kon aan my pa vertel altyd dat hy kon nooit vir ons as kinders gesê het hy is lief vir ons nie. Dis waar? Want dit was nie hulle kultuur nie. Kon nie, daai woorde was te swaar. Dit is soos 'n stuk treinspoor wat jy moet optel. Kan nie daai woorde sê nie. En toe ek dink aan ons familie introu en sy kom aan ons en sy begin sê ek is lief vir pa, toe maak dit iets los binne hom. En ons is baie keer lomp as mans, is dit nie waar nie. Ons is nie baie goed met die sake van die hart nie. Ons is nie baie goed met die kommunikasie van emosies nie. Maar weet jy wat, ons is nooit te oud om te leer nie.
Ons is nooit te verstok om te leer nie. Ons kan leer om te kommunikeer. En ek wil vir jou uitdaag, as dit vir jou moeilik is om vir jou kinders te sê, ek is lief vir jou, probeer dit. Maak nie saak hoe ongemaklik dit is nie, want hulle het dit nodig. En as jy dit nie vir hulle sê nie, gaan die duiwel een of ander leuen in hulle ore fluister, wat sê, jy is nie waardevol nie. Jy is nie geliefd nie. En so my boetie, ek wil jou aanmoedig vandag, maak nie saak hoe moeilik dit is om sulke goed vir jou kinders te sê nie. Neem daai stap. Dit gaan voel of jy in geloof moet uitstap uit die boot uit, maar doen dit en doen dit weer en doen dit weer totdat dit nie meer so moeilik is nie. Vandag is dit 'n kultuur in ons groter familie om vir mekaar te sê, ek is lief vir jou. Hierdie vrou het sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Die Engels sê dit so mooi. Hy sê she smiles at the future. Sy glimlag vir die toekoms. En jy sien, wanneer ek en jy ons waarde besef, dan kan ons glimlag vir die toekoms. Ek weet die meeste van ons as manne, ons frons oor die toekoms. As ek dink hoe ek my kinders deur universiteit moet sit, begin ek te frons. As ek dink of ons die einde van die jaar of die einde van die maand gaan maak, dan begin ek te frons. As ek dink hoe dinge volgende jaar gaan lyk in die politiek of in die ekonomie in die land, dan begin ek te frons. Maar hier word ons aangemoedig om te glimlag oor die toekoms. En ons kan dit net doen as ons weet wat ons waarde is. Daarom sê Jesus, moet nie jouself besorg oor die dag van môre nie. Moet nie jouself besorg oor wat jy gaan eet of drink of aantrek of waar jy gaan bly of wat jy gaan ry nie, want jy is dit 'n Vader in die hemel wat vir jou omgee, 'n Vader in die hemel vir wie jy waardevol is. En daardie Vader sorg vir die lelies van die veld. Hy trek hulle aan in meer glorie as Salomo in al sy heerlikheid en hy sorg vir die mossies van die veld. Hulle saai nie en hulle oes nie, maar hulle het elke dag genoeg en daardie selfde Vader is lief vir jou en hy ag jou waardig as sy seun en sy dogter. En daarom kan jy glimlag oor die toekoms. Jy hoef nie te frons oor die toekoms nie. Jy kan glimlag. Nou kan ek bietjie sien, kan ek julle pearly whites bietjie sien daar? So kan ek sien of ons kan glimlag oor die toekoms. Wat ook al die toekoms bring. Wat ook al in hierdie land gebeur polities, wat ook al in hierdie land gebeur ekonomies. Dit wat gebeur is reël. Maar daar's iets wat meer reël is as dit. En dit is dat ek en jy het 'n hemelse Vader wat lief is vir ons, wat omgee vir ons en vir wie ons waardevol is. En daarom kan ek en jy glimlag in die storm. Ons kan glimlag oor die toekoms. Because Father has got this. Papa het hierdie een. Daddy has got this. God het dit. Ralph Waldo Emerson sê die volgende: dit wat voor ons lê en dit wat agter ons lê, is klein in vergelyking met dit wat binne in ons lê. Dit wat voor jou lê, dit wat agter jou lê. Partykeer raak ons vas by dit wat agter ons lê, reg? Partykeer raak ons verstok by dit wat ons dink voor ons lê en ons wil nie vorentoe beweeg nie, maar dit is klein. Die uitdagings van die verlede, die seer van die verlede en die uitdagings van die toekoms is klein in vergelyking met dit wat God binne in jou geplaas het. En hy het jou in sy beeld en sy gelykenis gemaak en hy's trots op jou. En hy vier jou vandag. Nou daar's 3 wêrelde waarin ons leef. Die eerste wêreld is ons innerlike wêreld. Dis wanneer ek en jy met God praat. Dis net ek en my gedagtes en my emosies en God. Dis daai persoonlike wêreld. En dis waarin ons waarde vind. Ons tweede wêreld is ons binnekring. Dis ons gesin, ons huisgesin, ons vrou, ons man. Dis ons binnekring dalk by die werk, ons span waarna ons opereer, ons naaste familie, ons vriendekring, die mense wat close is, die mense waarvoor ons bietjie meer oopmaak in ons lewe. En dan die derde wêreld is ons werk, ons kerk, ons besigheid, ons publieke wêreld, sosiale media, dit wat mense daar buite sien van ons. Nou ware waarde kom altyd van ons eerste wêreld af. Dit moet kom vanuit ons verhouding met God uit. Dit moet kom vanuit daai intieme plek waar God my ken en ek hom ken en hy my waarde bevestig. Jy
Jy sien toe God met Adam en Eva praat nadat hy hulle geskep het en hy sê ek het julle geskep in my beeld en my gelykenis, het dit hulle waarde bevestig. Maar Eva het al hoe minder en minder daardie stem gehoor wat haar waarde bevestig en sy het begin luister na 'n ander stem, die stem van die slang en deur die slang die duiwel wat 'n leuen in haar ore ingefluister het en sy het haar eie waarde begin twyfel aan en daarom het sy die verbode vrug geëet om te probeer meer waardevol voel. Dit is interessant, ek het nou baie studies gedoen oor narcissisme en 'n narcissus doen essensieel een ding, sy innerlike waarde, sin van waarde is eintlik baie laag. Narcissus het eintlik baie swak selfbeeld, alhoewel 'n narcissus lyk of hy hierdie flamboyante mens kan wees, of sy. En so wat 'n narcissus dan doen is hulle derde wêreld maak hulle groter, hulle projekteer hulle derde wêreld as hierdie fantastiese lewe wat hulle leef en natuurlik sosiale media maak dit moontlik om dit nog meer te doen. Jy kan 'n leefstyl projekteer op sosiale media wat glad nie oplyn met die realiteit nie. Weet jy, vandag kan jy kan 'n paar R100, R800 betaal, na 'n fancy restaurant toe gaan, dan vat jy 'n R50,000 se bottel champagne en vir R500 kry jy die reg om 'n foto te neem met daai bottel. Maar jy gaan hom nie oopmaak of drink nie. Maar jy kan vir mense wys dat jy in daai restaurant was en jy het hierdie bottel champagne gehad. Vir R500 kan jy daai lewe projekteer, al kan jy nie die bottel bekostig nie. Dis waar ons wêreld vandag is. Hulle sê mos, soos Theodore Roosevelt eendag gesê het, as dit op Facebook is, dan moet dit waar wees. Maar wat 'n narcissus doen is hy projekteer 'n lewe daar buite wat baie groter en grander is as die innerlike waarheid. Hoekom? As gevolg van 'n gevoel van waardeloosheid hier binne. Wat is die probleem daarmee? As jy if you can put that slide up where the arrow shows inwardly on the 3 circles. As my buitenste wêreld groter is as my binnewêreld, as my binnewaarde, dan gaan ek druk op my tweede wêreld plaas om daardie image, daardie beeld op te hou. Met ander woorde, my vrou of my eggenoot en my kinders en my mense wat rondom my werk, my naasbestaandes gaan die prys betaal van daardie tweestryd tussen my buitewêreld en my actual waarde. As jy die volgende skyfie kan opsit, hoe wil God hê moet ons leef? Hy wil hê ons moet leef vanuit die beeld van God, die beeld van Jesus binne in ons eerste wêreld, na buite toe. En dan kan ons reël wees met mekaar. Dan kan ons eg wees met mekaar. Dan kan ons authentic wees. Want hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. En so hoë waarde mense leef van binne af na buitentoe. Lae waarde mense leef van buite af na binne toe. Met ander woorde, ek moet hierdie kar koop sodat ek beter voel oor myself. En jy koop die kar en vir 2 of 3 maande tuis dan voel ek en jy beter oor onsself, maar na 2 of 3 maande is dit dieselfde ek wat binne in daai kar sit en daai kar het nie regtig ietsie binne verander nie. Is dit nie waar nie? Of ek moet dit koop of dat kry of die of daai of dit en dit hou vir 'n rukkie, maar net so lank. Maar hoë waarde mense besef dat hy wat binne in my is groter as hy wat in hierdie wêreld, die beeld van God binne in my. Die waarde van God binne my en ons kan dit uitleef en dan sit ons nie daardie druk op ons familie om te perform, om vir mense te wys ons is iets wat ons nie is nie. God roep ons om te glimlag vir die toekoms en hy roep ons ook om van binne af buitentoe te leef. Vers 26, wanneer sy praat, sê sy wyse dinge, sy leer ander met vriendelikheid. Wanneer sy praat, sê sy wyse dinge, sy leer ander met vriendelikheid. Word geregeer nommer 2 deur wysheid en vriendelikheid. Nou ons kan baie keer die waarheid praat of wysheid praat sonder vriendelikheid. Ons kan die waarheid praat sonder genade. Maar wie van julle weet wanneer ons die genade sê sonder die waarde praat, sonder genade, sonder vriendelikheid, dan klink dit hard en veroordelend. En partykeer kan ons genadevol wees en vriendelik wees en so nice wees, maar ons sê nooit die waarheid nie. En so wanneer ons die waarheid praat sonder vriendelikheid of genade, dan is dit veroordelend, dis hard, dis koud, dis kras. En wanneer ons genadevol is en vriend, ons is so nice guy, maar ons sê nooit die waarheid nie,
dan bring ons wetteloosheid. En God wil hê, ons moet altyd nie een van daai twee goed doen nie. Ons moet nie wetteloosheid bring nie, en ons moet nie veroordeling bring nie. Maar ons moet ware waarde imparteer. En wanneer ons ware waarde wil imparteer, dan moet ons die waarheid kan praat, ons moet wysheid kan bring, maar op 'n vriendelike manier. Partykeer sê ons die regte ding op die verkeerde manier. En wie van julle weet, as jy die regte ding op die verkeerde manier sê, is dit die verkeerde ding. Maar God wil hê ons met die regte ding op die regte manier, die beste moontlike manier sê. Iemand het dit eendag so mooi gesê, hy sê, Jesus het gesê, ek sê net wat ek hoor, die Vader hoor, né? En ek doen net wat ek die Vader sien doen. En toe sê die persoon, maar wanneer ek sê wat die Vader sou sê, dan moet ek dit ook sê soos wat die Vader dit sou sê. Want wanneer ek dit wat die Vader sou sê in 'n veroordelende manier, dan bring dit skade in plaas van waarde. En God roep ons om ons mond, ons tong te regeer met wysheid en vriendelikheid of liefde. Sê die regte ding op die regte manier. Kom ek gee vir 'n voorbeeld. As ek my vrou die hele tyd afbreek en ek kritiseer my vrou die hele tyd en ons argumenteer die hele tyd en ek wen haar nou in hierdie geveg. Wat kry ek as ek my vrou wen in 'n geveg, in 'n oorlog? Ek kry 'n oorwonne vrou. Nou wie van ons as mans wil met 'n oorwonne vrou leef? As ek my man die hele tyd kritiseer en vir hom sy foute uitwys en vir hom sê hoe sleg is hy, hoe slegte voorsiener is hy, hoe sleg is hy en ek wen die geveg en ek het my man oorwin, waarmee sit ek? 'n oorwonne man. Ek sê in Engels vir die van u wat dalk nie Afrikaans verstaan nie. If I defeat my husband or my wife, nie my husband, your husband, man. If you defeat your husband, what do you get? A defeated husband. If you defeat your wife, you only get a defeated wife. En so daarom is dit so belangrik dat ons leer. En selfs met ons kinders, as ons kinders heeltyd met ons kinders beklei en we defeat our children, what do we get? Defeated children. So sit 'n wag voor ons mond, sodat ons die wysheid en die waarheid kan praat, maar in liefde en met vriendelikheid. Laaste skrif, vers 27, sy hou toesig oor haar werksaamhede in haar huis, sy eet nie die brood van luiheid nie. In die Engels sê hy, she keeps her house in order. En dis die laaste punt dan, hou jou eie huis in orde. 'n Hoëwaarde persoon hou sy eie huis in orde. Ek ken 'n paar mense en ek gaan nie name noem nie. Ek ken 'n paar mense wat baie meer obsessief is met ander mense se sake en ander mense se huishoudings as met hulle eie huis. Maar 'n hoëwaarde persoon is so bewus van sy of haar eie huishouding om te sê ek wil my huis in orde hou. Hulle het nie tyd om te worry oor ander mense se huis nie. God het my nie geroep om in te meng met jou huishouding nie. God het my nie geroep om alles te weet van almal nie. In die Bybel praat van, in Engels sê, busybodies. Mense wat gossip en skinder en dit en dat en die ander en alles. Nee, God het ons geroep om ons eie huis in orde. Dis waarvoor ek verantwoordelik is. Dis my sfeer van invloed. My huis moet in orde wees. My sake moet in orde wees. En weet jy wat, is soveel werk om my eie huis in orde te hou. As ek dit klaar gedoen het ek nie energie om te worry oor jou huis. Ek gaan vir jou bid as jy my kom vra vir gebed, maar ek gaan nie skinder en dink en sleg sê en dit nie. Want weet jy wat, ek kan nie jou oordeel as ek nog nie in jou skoene geloop het nie. So 'n hoëwaarde persoon dink aan hulle eie huis. Eleanor Roosevelt, nou hier is nou 'n regte kwotasie, dis nie daai een van Theodore wat ek nou gesê het nie. Eleanor Roosevelt het regtig die volgende gesê: groot mense bespreek idees. Gemiddelde mense bespreek gebeure, maar klein mense bespreek ander mense. Kan ek dit weer sê? Groot mense praat van idees. Gemiddelde mense praat van goed wat gebeur het. Maar klein mense bespreek ander mense en hulle besigheid. So ek wil vandag net kyk na wat ons vandag gesê het. 'n Hoëwaarde persoon voeg waarde toe. Leef van binne af
na buite toe. Hy dra homself met waardigheid, hy dra homself met waardigheid en krag. En daarom kan hy glimlag, sy kan glimlag vir die toekoms. Hoekom? Want Abba, ons bron, sal sorg. Nommer 2, 'n hoëwaarde persoon kan die waarheid praat, die wysheid praat, maar met vriendelikheid. Party mense doen dit so goed. Hy het 'n manier om jou sleg te sê op so 'n mooi manier, jy voel goed oor jouself nadat hy jou sleg gesê het. En as jy by die huis kom, dan dink jy by jouself, jy's hierdie uit myne eintlik sleg gesê. En dan laastens, 'n hoëwaarde persoon hou sy eie huis in orde. Moenie worry oor ander mense nie. Hou jou eie huis in orde. Dis waarna God kyk, want vanuit dit vloei die waarde. God roep ons vandag om van binne af buitentoe te leef, nie van buite af binne toe nie. Die goed van hierdie wêreld, geld goed, geboue, wat ook al, besighede, is alles wonderlik en God vertrou dit toe aan ons. Maar eksterne goed kan nie interne waarde aan eternal wesens bied nie. En daarom het ons waarde in God nodig.